Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels volgende met Lisie Basson oor haar splinter nuwe enkelsnit Vervry. Goeiemôre. Goeiemôre, so lekker om hier by julle 'n bietjie te kom kuier. Op die geel bank, heerlik om jou hier te hê, jou beter te leer ken. Jy's al lank in die industrie, maar dit is ons voorreg om volgende vir die eerste keer soms jou te kuier. Baie dankie. Ek was so opgewonde om vandag 'n bietjie hier te kom koffie drink by julle. Nou jy was in die tweede seisoen van die kontrak. Ek was, ja. Dis waar baie mense jou leer ken het, jou gesig leer ken, jou pragtige stem. Wat het jy geleer uit die kompetisie uit? Ja, daai kompetisie het my so baie goed geleer, maar die een ding wat ek saam met gevat het was ons almal 'n plekjie onder die son en ons almal was so verskillend en ek het net geleer jou tyd is jou tyd. So ja, dit was ek sou vir niks verhuil daai tyd en dit was so cool. Jy het op 'n stadium gesê dat jy wou aanvanklik nie in die kontrak deelneem. Nee. Jou maale het jou forceer. Ek beloof nou nog, musiek kom net natuurlik vir my regtig. Ek doen dit regtig net vir die lekkerte. Nie vir een dag het ek besluit ek wil nou 'n loopbaan uit hierdie maak nie. So ja, mense het vir my gesê kom Lisie, doen 'n bietjie die kontrak, kom ons kyk waar gaan dit. En te danke aan dit kan ek lekker 'n bietjie naweke gaan optree en my musiek maak. So dis baie lekker. Waar het daai draai gebeur wat jy gegaan het, maar wag 'n bietjie. Hierdie is actually iets lekkers om te doen as 'n sideline beroep of 'n hoofberoep, hoe ook al. Waar daai draai in daai bewuswording gekom? Letterlik in die kontrak. Toe hulle ook na die tyd ook 'n kontrak vir my gegee en gesê het, Lisie, ons wil jou nog steeds deel daarvan van die kolleskies maak en dit was so groot voorreg vir my om ek werk nou nog met hulle. Ek het nou 'n bietjie my paai geskei as 'n independent artist met hulle. Maar as dit nie vir hulle was nie, sou ek letterlik nie vandag hier saam met julle sit nie. Hulle het vir my gewys dat ek kan meer uit musiek maak as net om die kampvuur speel. Ja. En ja, baie dinge wat nog kom wat ek baie voor excited is. Wanneer jy nie musiek maak nie, wat doen jy? Jo, ek hou myself besig met klomp goedjies. In die laaste tyd, ek en my niggie het 'n media company begin met die naam Alle Media. En regtig net vir speel en dit doen so goed op die oomblik. So ja, ek's baie trots op ons. So ek kan deur die week lekker ook content neem vir besighede en wat ek basically doen vir myself. En op naweke kan ek musiek maak. En ja, ek is net sê net dankie vir die Here dat ek dit kan doen en ek meen ek kan doen wat ek love. Agter 'n gitaar en agter 'n kamera. So ja, dit is baie gelukkig om te kan doen waarvan jy hou en 'n sukses daarvan te kan maak of te kan lewe van dit, né? En is crazy hoe die lewe net eintlik op die ou ende van die dag uitdraai dat jy altyd doen waarvoor jy liefhet. As jy regtig net jou hart volg en as die Here met jou praat, go for it. Hy sit nie daar in jou hart vir geen rede nie. Die toekoms aanvat, né? Ja. Die motivering, die guts om die toekoms aan te vat. Waar kom dit vandaan en wat maak jou opgewonde oor die toekoms, oor wat goed vir jou kan inhou? So eerstens wil ek ook net sê, as dit nie vir my ouers was nie, my ouers het my groot gemaak met om baie confidence te hê en regtig om nie terug te staan nie. En as dit nie vir dit was, sou ek ook nie kon doen wat ek doen vandag nie. So hulle definitief is die grootste imprint op my lewe daarvoor. En regtig net om te kan wees wie jy is en ja, dit is iets wat hulle vir my geleer het. En ek so excited vir die toekoms, want ek wil net weer teruggaan op, ek kan nie vir julle sê in die laaste tyd hoe intentioneel, soos die Here klein goeders in my lewe gesit het nie, dat ek nie worry nie, want ek weet, ek gaan presies altyd wees, net waar ek is, en ek kan nie genoeg dit vir jong kinders, op my ouderdom toe ek 18, 19 was, dit was so moeilik om net te besluit, wat moet jy nou vir die res van jou lewe doen? En dit is die ding wat ek daar buite wil sit, is, jy hoef nie die beste op skool te doen nie, jy hoef nie die beste atleet te wees nie, jy gaan op die einde uitkom waar jy moet wees, en jy hoef nie die beste te wees van wat jy is nie. So, Volg jou hart. Volg jou hart, jy is presies waar jy moet wees, hou op worry oor allerhande goed. True, dat is mooi gesê. Ja, definitief. Vervry, vertel ons daarvan. Dit was so awesome experience. Nadat ek bietjie independent gegaan het, daar was baie druk op my gewees, want ek meen, ek kom van hierdie plek af wat sulke hoë standaarde met alles het, en vir my groot doel was net, ek wil net meer my musiek daar buite kry en meer kan my kuns maak. En dit was die idee wat ek letterlik oor 'n oproep eendag gehad het, my vriendin, sy het so gekla my ore dat sy nou so besig is om ver te vry, en toe dink ek, my ouers spot altyd met haar daaroor, en niemand het al 'n liedjie daar geskryf het, dus ek sê, hier is nou 'n goue idee, en dit was so 'n fun experience, ek het letterlik vir die eerste keer, ek moet nou content neem met my besigheid, ek het so baie equipment, toe sê ek, weet jy wat, hoekom kan ek net my eie music video shoot nie, en toe roep ek my een vriendin, Milla,
Ek sou dit nie sonder haar kon doen nie. Sê ek vir haar, kom girl, ek en jy gaan nou hierdie aanpak en dit was so cool en fun experience en ek kan nie wag om die volgende een aan te pak en ook sommer nog weer my eie musiekvideo te maak nie. Dis lekker om te hoor hoe opgewonde jy is oor musiek maak, dat dit regtig net 'n passie is wat uit jou uitvloei en jy sit hier en jy kan dit geniet. Ek voel vir die eerste keer en ek is nog steeds besig om daai pad te volg waar ek dit kan doen vir lekkerte. Ek voel ek het myself baie opgesit om juis hoekom is my song altyd nie nommer 1 nie. Soos dit gebeur nie oornag nie en om nommer 1 op die charts te wees beteken nie jy is suksesvol nie. Ek sou letterlik in die top 20 wees en dan sou ek dink ek's 'n failure. Ek sou gedink het, ek het dit nou nie gemaak nie. Kom ons kyk maar die volgende keer. En so met tyd het ek al hoe meer besef, Lisie, kyk gou, kyk hier's mense wat jou messages, mense wat kan relate met jou songs en dit is suksesvol genoeg. So ek's nou op 'n punt wat as ek op die stage kan staan en daar's 2 mense wat letterlik hulle harte uitgeniet saam met my en iemand wat my song sing, dit is suksesvol genoeg vir my. Ek het dit gemaak. En dit is nou regtig maar net op 'n punt waar ek dit kan doen want ek's lief vir dit en dit is my lekker. So ek's baie dankbaar daarvoor. Vinnig voordat ons jou groet, jy het 'n pragtige ring aan jou hand. Vertel ons vinnig voor die verloving. Julle, dit is so 'n awesome tyd met alles wat nou in my lewe verander het. Kan ek nog met my beste maatjie trou. Ek letterlik kan nie wag nie. Ons trou volgende jaar. So sonder hom kan ek ook niks van hierdie doen nie. Baie geluk met die verloving. Ek weet dit was onlangs gewees. Geluk met Vervry. Jy gaan hom ook net vir ons sing. Ja, net nou. Kan nie wag nie. Lisie, baie dankie dat jy kom kuier. Ons hoop dat jy weer by ons kom kuier. Ons nog baie meer te gesels, maar baie dankie dat jy al die pad van die Kaap af hier kom kuier het. Dankie vir julle. Dit was te lekker. Dit is Lisie Basson, bly net waar jy is, want net hierna sing sy vir ons Vervry.